Toe God vir Abraham geroep het om te gaan na 'n vreemde land wat hy die pad, die omstandighede, selfs die versorging of die gevare nie ken nie, het die een wat saam met hom gegaan het, die deurslag gegee. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vandag met hierdie vers uit Genesis hoofstuk 12 vers 4 en as jy Genesis en die verhaal van Abraham ken, sal jy weet dis toe die Here vir Abraham geroep het. Met hierdie woorde het Abraham gereageer toe God hom geroep het. Toe het Abraham weggetrek. Want ek gesels met jou vandag oor dis God wat saamgaan wat die verskil maak. Jy weet die pad van geloof vra dikwels dat 'n mens onbekende paaie moet bewandel. En in ons gees weet ons en ons ervaar dat Jesus ons roep om hom te volg en sekere dinge prys te gee wat ons roeping in Jesus dalk gaan belemmer en ander dinge op te neem wat ons sal lei tot heiligheid en gehoorsaamheid. En soms die dinge wat ons moet prys gee is nie sonde soseer nie, maar baie keer gemaksgewoontes. Baie keer is dit leefstyle, vriendskappe, familie, of selfs ons dorp of land of ons landsgrense, jy weet. En ons mag vra, wat se goed kan dit vir my inhou of hoe gaan ek dit reg kry om hierdie groot stap van geloof te neem? Ek dink dit alles was in Abraham se hart en sy ouers se harte. Jy weet, om sondes aan te spreek kan moeilik wees, nê, maar om as deel van jou geloofsuitlewing en jou roeping, mense en gewoontes en selfs jou eie dorp, jou land, jou kultuur prys te gee, is 'n baie ander uitdagende begrip. Dis uitdagend en dit lê emosioneel swaar op 'n mens en hoe gaan jy dit regkry om in geloof uit te stap? Dis die groot ding. En dis hier waar wie saamgaan die verskil maak. Dis 'n oulike slagspreuk, nê? Dis wie saamgaan wat die verskil maak. Dis 'n wonderlike slagspreuk, maar kom staan vir 'n oomblik 'n bietjie saam met my stil dat ons hierdie saak kan bekyk. Dis wie saamgaan. God het Abraham geroep met die volgende versekering, Genesis 12 vers 1 tot 7. Met hierdie gedagtes: ek sal jou die land wys en ek sal dit aan jou nageslag gee. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal die seën wat jou seën, ek sal die vervloek wat jou vloek, ek sal maak dat jy tot 'n seën sal wees, Abraham. Ek sal al die geslagte van die aarde deur jou seën. Ek sal aan jou nageslag die land gee. In al hierdie verse is daar een prominente figuur. Ek, God. Dit is die ek, is God. Alles wat ons gelees het, is 'n werking van God. Sien jy? Dis nie waarheen jy gaan wat die belangrikste is nie, maar wie saam met jou gaan. Ons geestelike wandel op aarde moet gelei wees deur die Heilige Gees. Jy weet, toe die disippels die roeping van Jesus ontvang, was hulle afhanklik van Jesus se leiding, en toe Jesus opgeneem was in die hemel, was hulle vervul met Heilige Gees, en het Heilige Gees hulle verder gelei. Die beloofde land, die disippels se identiteit, die geboorte van 'n geestelike nageslag en om 'n seën te wees vir die wêreld, het alles berus by die een wat met hulle saam gegaan het. Hulle het nie die vermoë gehad nie. Was die disippels se pad onbekend? Natuurlik. Maar die een wat hulle vergesel het, het alles tot stand gebring wat God in gedagte gehad het. Abraham en die disippels deur die eeue was en is die voertuie waardeur God sy beloftes tot volvoering gebring het en steeds bring. God verwag nie van die wat hy genadiglik roep om op eie stoom en in eie krag te werk nie. God verskaf al die middele soos met Abraham wat nodig is om sy wil op aarde te vestig. Al wat ek en jy moet doen is wat Abraham gedoen het in Genesis 12 vers 4. Toe het Abraham weggetrek. Of so Simon, Petrus en Andreas gedoen het in Matteus 4 vers 20. En hulle het dadelik hulle nette laat staan en hom gevolg. Dis belangrik. Jou wandel met God is dalk vir jou uitdagend. Die druk van die lewe en om God se wil te ken.
maar gooi jou volle las op die Here, want hy het gesê, volg my, en ek sal met jou wees, en neem jou juk op, want my juk is sag, en dit is lig. Dis waaroor dit gaan. Die een wat saam met jou gaan, God, sy Gees, is wat die verskil gaan maak in jou roeping. Here, ons bring vanmôre onsself, ons eie vermoëns, en ons lê dit op die altaar neer. Here, ons weet dat U wat ons geroep het, is getrou om die roeping wat U op ons lewe geplaas het. Al is dit net om U te volg in ons werksplek, in ons roeping wat ons het in hierdie lewe. Weet ons, Here, U bemagtig ons om ons lig te laat skyn in hierdie wêreld, soos in Abraham se lewe. Ons dank U in Jesus naam. Amen.